Goeiemôre, goeienaand. Hierdie is Straatwys en ek is Dion Loos en baie dankie dat jy vandag weer saam met my dink oor die lewe. Nou, ek onthou toe ek amper 6 maande gelede met hierdie reis begin het met elke dag 'n video. En in die begin het ek dit vir almal aangestuur en amper elke vriend het gereageer met kommentare, met likes en boodskappe en oproepe. En 'n klomp mense het dit aangestuur want dit was iets anders, iets besonders. En nou 6 maande later is dit asof dit net deel van die landskap geword het. Nie meer iets spectacular nie, net normaal. En eerlik, dis nie net by ander nie, dis ook by my, want ek staan op elke oggend en ek berei voor en ek oefen 'n paar kere en ek soek 'n plek om dit te doen en dan doen ek dit net. Nou, dit het 'n gewoonte geword, 'n ritueel en 'n ritme. En toe tref dit my, dit is wat ons doen met die meeste mooi dinge in ons lewe ook. Ons raak gewoond daaraan. Want dit wat eens ons asem weggeslaan het, word vir ons gewoon. Iemand vertel my onlangs van 'n man wat elke dag verskriklik baie moeite gedoen het vir sy vrou. Klein dingetjies, konsekwent. Hy het elke dag vir haar koffie gemaak, hy het elke dag kos gemaak in die huis. Hy het blomme vir haar gekoop elke week en haar kar was altyd skoon en hy was daar, getrou en aanwesig. En toe eendag, toe vra sy vir hom, "Maar wat doen jy nou eintlik vir my?" En toe begin hy vir haar opnoem wat hy alles doen. En toe antwoord sy, "Maar dis mos net wat mense normaalweg doen. Dit voel nie vir my spesiaal nie." En daar lê 'n pynlike waarheid in, né? Want ons is wesens van gewoonte. En dit wat outomaties word, verloor vir ons op 'n manier sy glans. Die Bybel praat daarvan sonder om groot woorde te gebruik. En daar staan, "Gee dank in alles." Nie omdat alles perfek is nie, maar omdat dankbaarheid jou oë oophou in die lewe. Want kyk mooi, baie van ons ongelukkigheid lê nie in wat ons nie het nie, maar in wat ons nie meer raak sien nie. So terwyl jy nou nader beweeg aan die nuwe jaar, wil ek bietjie vir jou ietsie vra. Wat in jou lewe het so normaal geraak, dat jy dit nie meer as 'n geskenk sien nie? Jou huwelik, jou verhoudings, jou ouers wat nog daar is, daardie werk waarvoor jy eens gebid het, daardie kar wat jy nie kon wag om te bestuur nie, daardie huis wat vir jou aanvanklik soos 'n droom gevoel het, daardie koppie koffie wat elke oggend vir jou gemaak word, daardie kos wat iemand vir jou voorberei, daardie mense wat bly, selfs wanneer jy nie op jou beste is nie. Want ons jaag so maklik die nuwe, die volgende, die ander en die spectacular na, en mis die waarheid dat geluk dikwels reeds hier is, maar begrawe onder gewoonte. Miskien lê jou vreugde nie in 'n ander mens nie, in 'n nuwe werk nie, in 'n groter huis of 'n beter weergawe van jouself nie. Miskien lê dit daarin om weer te sien wat jy reeds het. Jesus het gesê, wie getrou is in die klein dinge, nie die groot dramatiese oomblikke nie, die klein daaglikse stil genadetjies wat reg rondom jou is. Moenie die lewe soos 'n klein brat vat baie keer nie. Koester weer, vertraag, word rustig en kyk weer met sagte oë na wat jy is en wat mense in jou lewe is. Want dalk, net dalk, is die besonderse nie weg nie. Dit het net vir jou gewoond geraak, omdat jy nie meer daarop fokus nie. So tot ons weer saam stap, ek hoop jy het 'n wonderlike dag en mooi loop.